jy's ingeskakel op Bladsport Media, die nommer 1 combat sports potgooi in Afrikaans in Suid-Afrika en sommer internasionaal ook. Bert Mostert, Skalk, Strauss. Skalk de Strauss, de Skouser. Ja. Dis eintlik 'n flipping kwaai nickname. Jy's 'n Skouser, soos Darren Till of soos Paddy Pimblett of whatever ook al. Dis nou my bynaam vir hierdie week. Skalk de Skouser. Ek like it. En dit het letterlik nou binne hierdie sekonde naturally uitgekom. Ek is impressed. Ja. Maar ja, hallo, welkom en dankie dat jy ingeskakel het hier by ons vanaand of môre. Wanneer jy dit luister. Whenever jy. Ons het nou net geleer hoe vinniger ons episode post, hoe meer mense kyk daarna. So Skalk, jy moet maar môreoggend vroeg opstaan en vir ons video's edit. Ja, en welkom aan Tilden, ons videographer. Welkom terug. Ons het die tafel en vir Tilden. Ja, ons het 'n kwai exchange gemaak hier in die afgelope week. Ek sê vir hom, hy kan ook maar af en toe net gesig wys op die podcast, want ons gaan mos eendag famous wees en alles. Toe sê hy vir my, nee Bert, ek is nie so aantreklik soos julle twee nie, so hy sal my eerder agter die kamera, hy het meer 'n videographer gesig, wat nie voor die kamera hoef te wees. Ek het al voorgestel, ons moet ruil een aan, ek sit daar hier en ek sal daar, maar hy sien nie kans, hy wil sit 'n game speel, Clash of Clans, of wat se nonsens ook al. Okay, maar welkom Tilden, is lekker om jou terug te hê in ons vergadering. Without any further ado. Genoeg van dit, UFC Fight Night is ons episode 1, finish fights, en is dit net UFC Fight Night, daar by Turkey goeders. Turkey alles chic, His Excellency. Yes, okay, Fight Night. Ons spring maar so vinnig deur, ons praat nie nou oor alles wat ons laasweek oor gepraat het nie, maar daar was 'n paar kwai fights wat worth mentioning daarom is, so. Ja. So die eerste een is sommer Felipe Lima teen Muhammad Naimov. Ja, jy moet mooi daai naam sê, man. Ja, die submission derde ronde, 1 minuut 15 sekondes vir Lima, die Brazilian, wat vir Muhammad uitgechoke. Ja, en dis crazy, kan ek maar rammel deur die goeders. Ek voel daai vibes wat ek vir Diego Lopez gehad het, voel ek vir hierdie Lima. Ek like sulke ouens. Ek meen, om mee te begin, hierdie ou is amper soos 'n Khamzat Chimaev prodigy, soos hulle sê Khamzat het hom in sy gym, hulle albei het in Sweden saam getrein, en hy het hom amper half onder sy vlerk ingeneem. En ek wil letterlik sê onder sy vlerk, want Khamzat is groot, en hierdie mannetjie is 'n bantamweight, 135 pounds, maar, so ek meen, hy trein saam met Khamzat, hy daai flippin kosbare ervaring, hy experience wat jy nodig het, saam met so 'n high level freak ingekry, maar wat ook kwaai is hy's 'n Brazilian, so hy kwaai Brazilian genetics, en hy train saam met 'n Russian wrestling, so, hy kan gevaarlik wees. Hy kan gevaarlik wees, en die klomp Brazilians is mos almal jiu-jitsu practitioners. Nou, wat vir my interessant was van hierdie fight, hierdie Naimov, is obviously van daai wêreld. Waar het hulle gesê sy van Turkey of? Is hy nie van Tajikistan? Ja, Tajikistan. Maar ek meen, hy is een van daai wêreldse mense. Hy het ook die baard en die hele works, die kopdoek en wat ook al daai manne altyd het. So, en jy kan sien, hy is gekies vir daai kaart, letterlik, dis sy wêreld daai, die meeste fans gaan daar vir hom wees. Nou, Naimov is 'n featherweight, 145 of 146 pounder. Hierdie mannetjie Lima is 'n bantamweight, 135. Hulle het vir hom gevra, of inteendeel, hy het aangebied om die fight te kry, terwyl hy op die track and field baan was. Soos hy het gesit 'n laps hardloop of wat ook al. Geen training camps, geen strength and condition, niks. Obviously kan jy sien, hy's in goeie shape, so hy hou homself seker fiks die hele tyd. En toe hy hoor hierdie oues uit, toe bel hy sy manager en sê, ek sal teen Naimov fight in Abu Dhabi, want hy soek 'n geleentheid om in die UFC in te kom. Manager het gebel, fight is gemaak.
Hy moes letterlik in 'n week se tyd as dit Sweden is, uit Sweden uit vlieg Abu Dhabi toe. Ek meen, kan jy imagine hy temperatuurverskil, die jet lag, hy moet weight maak, hy moet alles reg kry, gou-gou 'n training dingetjie aan mekaar sit en daar spring die man in binne 7 dae short notice. Fight hy hierdie gevaarlike ou wat 'n top prospect is en hy choke hom uit in die 3de ronde. Ja. So short notice fights kan werk partykeer, maar nie altyd. Ja, Dis vir hom dit nou werk. En wat dit net so cool maak, wat net wys hoe gevaarlik is hierdie ouetjie, hoe highly regarded hy in die MMA wêreld is onder die hardcore wets. Hy het met al hierdie disadvantages in die fight ingegaan en toe sit nog steeds 'n pick 'em fight. Ja. Die oddsmakers het dit even gemaak. En hy was baie kleiner as Naimov. Ja. Mens sommer sien, hy's baie kleiner, maar hy's lekker stewig, hy's fris, kan sien hy sterk. Ja, en hy was gerip geweest. Dis nie asof hy pap of pudgy was nie. En wat vir my net insane was is flippin' nice footwork, southpaw orthodox, hy het so 'n gemaklike ritme waarin hy rond beweeg het, blitsvinnige hande, jy kon sien daai ander ou het gesukkel met sy hand speed. Hy het seker nou nie die power wat hy graag wil hê in die hoër weight division nie, maar hy definitief vinnige handspoed. En wat was daar nog wat vir my so uitgestaan het van hom? Ek het dit neergeskryf. Hy's rats. Hy's nie net vinnig nie. Hy's rats, hy's soos 'n flipping kat, hy's oral waar hy gaan en op die grond, hy maak vinnige bewegings, sy reflekse is vinnig so, en dit het gelyk hier na die 3de ronde toe wil die ander ou begin stadig oorvat, toe kan jy nou sien hy begin raak moeg alles, en toe gee sy coach hom maar so 'n klaagliedere van Jeremia pep talk wat vir my geïrriteer het, maar dit het obviously gewerk vir hom, en toe choke hy daai man uit in die 3de ronde. Het hy nie in die of tussen die rondes voor die 3de ronde vir hom gesê van think of your mom. Ja. Hy moes blykbaar 2 jaar laas sy maag sien en hy gaan nou soos in hierdie maand of volgende maand. En toe net daarna toe choke hy. Ja, toe sê mama, this is for you. Ja. Choke hy man. Nice. Okay, so ja, so mannetjie om te New prospect unlocked. Kom ons kyk nog so 1 of 2 fights van hom en dan sien ons. Kyk ons wat gebeur. Okay, en dan die opening fight van die main card was Volkan Oezdemir teen Johnny Walker. Die man bring altyd iets snaaks. Ja, ou Johnny. Ja, so ek het actually gedink hy gaan wen. Of ek het mos nog gekyk na sy laaste performance. Hy het goeie performances gedoen nou vir 'n lang tyd. Maar toe vergeet ek bietjie van sy Glassjaw. Ja, jou Glassjaw rat. In die eerste ronde geknock-out. Hy het geslaap. Ja, dit was erg. Maar die ding was Oezdemir het hom getag en toe sê op Jelly Legs, toe lyk dit amper hulle wil die fight stop en toe sê die ref gaan aan en toe hou Oezdemir aan, maar hy het vir hom saf geslaan dat hy grond toe val. Was dit nie soos net so 'n stryd right of iets? Ek kan nie eens onthou nie, dit kan wees. Ja, toe sak hy val sommer met sy een been hier half onder hom. Ek weet nie hoekom hy altyd moet so snaaks geknock-out word, want ja. En toe gee Oezdemir hom net so slap. Jessie, maar hy slaan hy man dat hy so styf. Ja, sy voetjie staan net so en hy dit lyk iemand het hom met 'n proctor geskop, want hy het so half geval, maar hy's nog soos half in 'n posisie in toe gaan Oezdemir net so af en hy whack hom. Jy's maar daai wat hy hom so slaan, toe gaan hy so toe trek iemand styf en dis dit nag jong. Dis seker nie lag goed maar hy het lank daar gelê. Ja, Oezdemir het eens ge-celebrate reg, want hy het loop sit op sy knieë en gesit en wag. Maar jy sê nou ons moet nie joke nie en ek sê dit nou nie ligtelik nie, maar toe ons nou daar sien, nou sit Oezdemir daar en hulle wil ook hierdie kamera op Johnny Walker sit hier. Seker maar nou vir Inca is dit nou regtig ernstig is dat daar nou nie video footage internasionaal is nie, maar toe sê ek vir Skalk jong, ek sal nie verbaas wees as die man dood is nie, want hy het nou al soveel lelike knockouts en daai was nasty gewees man. En toe later toe kom staan hy op, maar jessie sy neus is net te bloed en hy's heel in sy kas in so. Maar as omdat hy so bemal is, hy is net mal. Soos jy kan sien, hy trek heel sy gesig en hy dans en goed.
So hy moet mal geknockout ook word aan mekaar. Ja, Hy is heeltyd daai hy styf word trek geknockout soos wat hy lewe, heel bemal. So, dit het nou maar gepas. Maar dit lyk hy geniet sy lewe. Ja. Dis hy dans as hy inkom en hy gaan te kere, dit lyk hy geniet sy lewe verskriklik baie. Maar wat net vir my van daai Oestermeer, nê? Hy lyk vir my weird, jong. Hy lyk vir my soos hierdie animation movies, daai Titans. Dit mos wat die klein koppies sit en daai groot lywe. Dit lyk net hy so 'n klein bietjie disproportionate. Ek sê nie sy kop is klein, maar jy kry net daai weird gevoel rondom hom en hy voel vir my hy's soos 'n boelie. Soos as jy moet fight, jy fight teen jou ouer broer wat groter en sterker en dis hy het sulke fris bene of stuk bene. Ja, sulke maase stukke bo bene. Ja. Maar hy's weird gebou, kort arms, sulke hy het nie soos explosive spiere soos Mike Tyson, jy weet mos daai bolletjie wat so vinnig, hy het net sulke groot lomp, stewige, dit lyk hy's 'n domkrag. Dit lyk hy kan 'n kar optel as hy wil, net baie stadig. Maar anyway, dit is net maar wat dit is. Vinnige vragietjie. Dink jy hy laaste shot was nodig geweest of nie? Nee, wat? Ek dink nie so nie. Ek dink dit was. Ek sou wou sien wat sou gebeur het of hy opgestaan het, maar ek dink hy sou probeer opstaan en net weer geval het en so. So, okay, dit was ek dink hy kon dit maar gedoen het, maar dit voel dit vir my dit was nodig. Ja, kyk, kom ek stel dit so, my vraag is dalk nie heeltemal opvattend nie. 10-1 was dit nie nodig nie. Dalk sou Johnny nie recover het nie, maar vir Oestermeer was dit nodig want hy het hom die eerste keer geshok en hy het hom amper geknockout en toe dog hy amper is klaar en toe sê die ref gaan aan. En in die UFC my maat, jy hou nie op voordat daai ref sê stop nie want ons almal het al te veel gesien. Dit lyk dis nou life and death. Dan draai daai ou dit om, wat choke die ander ou uit of hy recover en dan knock hy jou uit. So jy hou maar aan tot dit klaar is. So ek neem nie vir Oestermeer kwaadlik dat hy daai laaste nasty shot. shot. Jy nou regtig sien die man is uit, dan hoef jy nie. Maar ja, as hy was nog hy het nog so 10% lewe in hom gehad. So 10% battery space voordat hy heeltemal gezap is. Maar okay, ek dink hy was uit, dis net hy bemalgheid wat hom nog so nog 'n lewetjie gegee het. Hy goggas wat in sy kop is. Toe slaat hy Oestermeer hy goggas uit die kruit uit. Ja, nou is hy man seker bekeerd. Hy gaan nou sy lewe verander. Ja. Hy's bevry. Hy sy naam ook verander. Van Johnny Walker af na iets meer Johnny Church Walker. Maar anyway, next up is die Pirate. The one-eyed ginger pirate. Yes, daai man het 'n klomp hoedens. Ek sê jou, Sharaputin Magomedov teen Antonio Troccoli. Soos broccoli, maar dis net 'n trok. Ja. So hy het in die derde ronde, 2 minute en 27 sekondes. Wat het hy hom ook uitgechoke of wat? Nee, hy het hom sif geslaan. Hy het hom geknockout. Kom kan ek dan nog nie dit onthou nie. Hy het hom nog so met so 'n mooi left hoek op die einde. Hy het hom dit het my nou ontgaan. Ja, hy het hom nog so geslaan dat hy so teruggaan en toe gaan hy teen die dinge is teen die cage en toe gee hom ons hy left hoek. Ja, so pitch van 'n left hoek. Ja. Hy het hom met punches. Dis snaaks dat hy met punches die knockout kry. Hy wil mos alles net skop die hele tyd. Jou skopper. Maar wat dink jy van daai fight? How was it? Ja, dis alright. Ek sal nou nie sê ek is overimpressed nie, maar dit was goed. Hy het die wen gekry. Ou Troccoli was game geweest. Dit was ook mos maar 'n short notice vir hom en alles so, maar hy het goed gedoen om hom die derde ronde te haal. Ek het gedink Magomedov sal wen, maar hy Troccoli het gelyk, hy kan iets maak want hy lyk goed en soos wat hulle van hom gepraat het voor die tyd, hy's baie professioneel en hy train en al die dinge en hy het 'n lekker groot rug ook soos jy gesê het. Groot skouers, groot rug. So hy het gevaarlik gelyk, maar ja, toe hy na die derde ronde toe bietjie, ek dink hy het amper gelyk, hy het bietjie gegas. So hy het verseker, stem ek saam met daai. Ja, so hy het 'n bietjie moeg geraak en toe ou Pirate oorgevat, ja. Maar ek dink ou Pirate het presies gedoen wat hy moet doen. Hy het die distance gehou met die groter ou. Hy het leg attacks heeltyd gedoen
En as die ou hom gekry het, obviously het hy moet vir lewe en dood gekeer dat hy nie met grond toe gaan nie. Ek kan sien sy takedown defense het leaps and bounds verbeter as sy vorige fight. Ja. Maar die vorige fight, daai ou het hom net grond toe gevat wanneer hy wou. Nou het hy daarom ten minste vrek moeilik gemaak. En ek love sy unieke takedown defense. Soos as die ou hom wil vat, dan druk hy met sy been, soos met sy knie en sy wat noem mense dit, shin. Hy druk dit soos 'n wedge, soos 'n shield teen die ou en dan hou hy die ou se arms vas en goeie so. Hy defend met sy een been en met sy twee arms en hy het mos obviously goeie balans en sterk bene en goeie so. Die ou kon hom nie regtig waar plat kry nie. Die ou het hom sif gesukkel, maar soos wat DC en die ouens wat nou wrestling ken sê, hy moes gegaan het vir sy bene, soos dan sou hy meer sukses gehad het, maar ons sou ook nie geweet het hoe hy dit sou gekeer het andersins nie. Al wat ek nie van gehou het van Shara nie. Hy het vir my eintlik alles perfek gedoen. Daar's net een ding wat hy nie vir my so goed in was nie. Hy's vir my te veel op die backfoot en hy gee te veel grond weg vir niks nie. Soos daai ou gaan guard up en hy loop basies na hom toe en Shara gaan terug tot teen die cage en dan het die ou hom soos moenie dit doen nie, beweeg flip en laterally en gee die ou iets om te vrees as hy vorentoe kom, soos laat hom flip en betaal vir elke voet wat jy nader aan my kom, maar moenie net weg sirkel agtertoe tot jy in die cage vas is en nou wil jy teen die hy gee te veel grond weg, soos as jy hom moet fight in die straat, wat hy die wêreld se spasie, dan sy seker 'n nagmerrie. Jy sal hom nooit vang nie, maar in 'n cage is dit 'n bietjie 'n ander storie, maar en het hulle nie iewers 'n punt ook afgetrek? Hulle wou. Of wou hulle? Hulle wou. Dit was 'n blatant fence grab in DC en al daai ouens Bisping en goeders het verskriklik aangegaan. Ja, dis 'n punt in. Dit was blaatante goeders, maar wat hulle vergeet is Dracoli het 2 keer in die eerste ronde wat hy vir Shara wil platvat, het hy in die cage gevat en toe die ref mos, ek dink amper hy het sy hande loop afhaal en hy het hom loop skel. So wat vir die een geld vir die ander. Jy kan nou nie sê okay, die ou het nie die takedown teen Bullet gekry nie, want Bullet het die draad gegryp, maar hy het in die eerste ronde 2 keer die draad gegryp om vir Bullet te probeer grond toe vat. So hoekom is hy man se bynaam Bullet? Want hy is so vinnig soos 'n bullet. Ja, maar hy het klomp ander byname. Waar kom Bullet nou in dit passie? 'n pirate kan dit seker maar skiet met die ou guns wat 'n bullet het. Met sy naam change dit passie. Al wat ek Ginger Pirate. Ja. Al wat ek baie graag wil by sê of by sien is as hy uitkom. Ja, hy kan mos 'n patch op sy oog sit. Hy kan nie nooit klaar, sien. hy doek om ja, dat pirate doek. Maar ek wil 'n kokatiel of 'n papegaai of 'n ding op sy arm sien. Jesus, dit sal hom diep kwaai wees, jong. Saam met hy hoetjie in 'n patch. Dan hy net soos 'n pirate lyk. Maar laaste comment as Dracoli, as hy sy fitness 'n bietjie beter was en hy het meer pressure op daai man gesit, het ons dalk 'n ander storie gehad vandag. En nou na die tyd, dit irriteer my somme. Nou het Bo Nickel vir Pirate uitgekol. Ja, I want you next. Hy het mos nou seker gesien, nee wat, hy gaan 'n field day hê met hierdie ou om hom grond toe te vat, so. Okay, cool. Quite fight geweest nou. Okay, kom main event. Alexander Volkov teen Sergey Pavlovich. 3 rondes decision vir Volkov. Glo dit of nie? Ja. Ja, julle moet luister as Bert praat. Ek lyk dalk stupid, maar ek weet daarom so iets van fighting af. Ja, ou Tilden sit hier so, hy gaan nou praat jy. Ja, nou praat jy goed wat my aandag trek. Ja, maar anyway, decision, die 2 Russians wat daar in Saudi gefight het, maar hulle is 2 chommies, so en Sergey dan nie kwaad geweest. Hy was diep kwaad, hy is soos 'n kind. Omdat hy nou die fight gevat het, maar dit moet jy mos voor die tyd uitsorteer nou. As jy daai kontrak teken, my ma, dan fight jy. En dis hoekom ek vanmôre gesê het, hy wou seker nie die man slaan nie, want dis nou sy vriend en wat, maar dit man Volkov se vyver getel, want hy het hom sif geslaan. Ja. Hy het nie geworry om, maar
Pavlovich is vir my amper juvenile in sy kop. Sy mentality is soos 'n kind. Ek meen, dis jou lewe, dis jou brood en botter om te fight. Soos, as jy nie teen die ou wou gefight het nie, turn down the fight, don't sign the contract, maar moenie nou, omdat julle 'n paar jaar terug sparringpartners was, hulle is nie in dieselfde gym nie, hulle sparringpartners, hulle het mekaar gehelp, soos om beter te raak. Moenie nou gaan en nou vat jy dit persoonlik. Wat het hy gedink? Gaan ons die kontrak teken en rondom mekaar dans? En die public kon uit hulle geld uit, soos... Wat nog toe erger is toe verloor hy ook nog. Ja, dit het hom seker nog meer kwaad gemaak. Maar ek dink hy wou terughou omdat dit sy vriend was. Ek dink net hy het nie antwoorde gehad nie. Volkov het hom ge-out-hustle, want Volkov is slim en hy weet mos hoe hy fight. Hy weet wat is sy weaknesses. En ek dink mentally is hy obviously baie sterker as Pavlovich. En dis frustrasie wat jou sulke goed laat doen. Maar ek meen, dis vir my kinderagtig. En die rede hoekom ek dink nie net, en ek raak nou hier heavy persoonlik, want hierdie ou is soos 'n wrecking ball gewees tot nou toe, maar hy lyk nie vir my soos die slimste fighter in die wêreld nie, want jy kan nie vir 5 rondes lank dieselfde ding doen. Dis soos Einstein wat sê, the definition of insanity is doing the same thing over and over again, hoping for a different result. Soos, hy probeer vir Volkov op sy fight, op sy distance met 'n striking match fight. Obviously gaan Volkov hom wen, soos Volkov gebruik sy bene en sy hande, Pavlovich gebruik net sy hande, soos Volkov hou heeltyd distance, hy's definitief 'n beter technical striker as Pavlovich. Pavlovich het natuurlik die nuclear option in al twee hande wat beneficial is vir hom, maar ek meen as jy sien na 'n flip in 3 rondes, for Pete's sake, do something else, soos hy ontvang damage, hy keer beweeg rond, nou attack hy weer, dan werk dit nie, dan word hy weer opgeneek, soos nommer 1 wat ek sou gedoen het is, punch with him, catch and release, soos staan, keer jou houe, en as Pavlovich slat onmiddellik terug, counter onmiddellik, of as Pavlovich slaan, ag nie Pavlovich, Volkov, as Volkov slaan jy, een van jou beste counter-attacks vir 'n leg kick is 'n straight punch. Want wat gebeur as jy 'n leg kick doen? Jy's op jou een been en die ander een is daar. Jy's so 'n klein bietjie van balans af. Sê ou jou skop, vat die hou en dan slat jy net 'n bom hou terug. Niks van daai nie. Hy sny nie die ring af nie. Hy volg net vir Volkov oral rond in die octagon. Hy het hom nooit vasgepen teen 'n dingie. Hy weet Volkov het nie sy power. Soos ek dink die Volkov sal hom sommer met 1 shot kan knock out nie. Ek sê nie dis onmoontlik nie, maar die kans is nie so goed nie. Waarvoor is jy dan nou bang om 'n kans te vat en bull rush hom? Neek in en slat 4, 5, 6 combos soos wat jy al met countless ouens gedoen het. Vreet maar jou ou houtjie of 2, want jy vreet dit anyway daar at the end of his stick en jy doen niks nie. So dalk is hy bang om hy laas genock out. Ja. 'n bietjie skrikkerig. Maar onthou jy in ons vorige episode het ek gesê nie net is dit nou hy kom van 'n loss af en hy kom van 'n knockout af, ek glo hy het recover, maar hy moet eers hierdie demons in sy kop defeat en oor daai knockout ding kom en nou het hy dit nie gedoen nie. Nou het hy nou gaan dit net nog erger. Nou daar nog 'n paar spooke by. Maar weet jy wat was die beste ding van daai hele fight? Tussen die rondes was daar 'n man wat Volkov se hare gekam het julle. Ja, dit was snaaks. Sy hare was nog lekker lank geweest. Ja. En hier na die rondes daar kom sit en nou dan kom die coach en Viukal en hulle praat en daar's 'n man met 'n kammetjie. Kan met die ou se hare eers reg. Ja, dit is wag nou eers, dat is jou hare vir jou netjies kam. En na die fight ook. Daai man staan daar en hier kom die man. Hy kam jou op sy hare is nou reg. Maar daai Volkov is so lank, hy man moet hier maar hy moet kam, hy sy hare moet reg vir die interview en alles. Nee, hy het natuurlik hy ou aangestel, hy's die comb guy. Hy's die hair specialist. Snaaks, jong, ja. Dit is die eerste dat ek so iets sien. Ja, dit was diep snaaks geweest. Hy is altyd die eerste vir alles. Main event, Robert Whittaker
teen Ikram Aliskerov. Eerste ronde knockout, 1 minuut 49 sekondes vir Robert Whittaker. Ek wil sê, toe hy wen, toe begin ons almal net hande klap. Dit was net freaking amazing geweest. Nee wat, hy het hom sommer maklik gewen. Was nie 'n kompetisie nie. Dis die minste, dis die main event. Ek het die minste om te sê oor hierdie fight, want daar het nie veel gebeur nie. Dit was tjoef-tjaf. Daar is alles verby. Die kwaai ding is ons was laas weekie seker gewees of daai oue training camp gehad het en of hy nou op hoe kort short notice gekom het. Hy het 'n volle training camp gehad. Blykbaar sou hy laas naweek gefight het. So hulle het hom vinnig net gesê nee, ons skuif dit net aan met 'n week. Jy upgrade nou na Robert Whittaker toe. So hy het 'n voordeel gehad, to tell you the truth. En net my paar notaatjies wat ek het letterlik 3 notas gemaak vir die hele fight. Okay. Ek weet nie of jy net deur die fight wil gehardloop het wat gebeur het. Nee, wat daar het nie veel gebeur nie. Hy het hom iewers sit hy hom net met 'n lekker. Ek kan nie onthou was dit net 'n hoek of 'n stryd wat hy 'n right. Dis 'n right, maar dit het vir my amper ek vra vir jou 'n interrupt. Ek kan dit nou nie die onthou nie. Dit was jy sê nie jou nul hier voor die kamera wys nie. Hy kom ons nou daai kant toe met sy nul mik. Nou doen hy dit hier in die kamera. Dit doen nie om beskof. Anyway, ons vra om verskoning. Ja, om verskoning vir die kat. Uppercut, kom hier so. Maar nou gaan iemand weer in die comment sê, Bert slaan sy kat. Ons moet hom boycott of ons moet hom cancel. Okay, kom jy. Okay, kom. Van die show oor. Sorry. Jy het nou jou deel gekry, Uppercut. Wat ek wil sê, kom ek ran sommer vinnig deur. Askerov was vir my nogals bietjie kick-heavy in die fight. Ek weet nie hoekom was hy so skopperig geweest nie. Soos die fight het nog skaars begin, toe skop hy so 'n upkick. Maar Whittaker is heel uit die pad, hy's ver uit die pad uit en hy het 'n paar keer dink ek sulke upkicks gedoen na Whittaker se gesig toe. Wel as dit geland het, wat het ons nou seker 'n ander storie gepraat, maar hy het gefokus meer op sy skoppe wat vir my weird was, want ek dink Askerov behalwe vir sy sambo wrestling is sy beste weapon die 1-2. Daai onthou jy daai tweede, daai stryd wat hy daai verloos met one shot uitgeslaan het, soos hy het 'n decent ene gehad. En wat wil ek nou sê? So hy het 'n bietjie geskop en ek het weer die highlights gekyk vanmiddag wat eintlik die hele fight was. Want dit is 5 minute, maar ek meen die ronde was 'n minuut of wat gewees. Toe sien ek toe hulle nou rond beweeg en voethoek, hy Whittaker het ons flippin lekker lateral movement en hy mos heeltyd so lekker. Maar hy's links, dan sy regs, dan sy voor jou. Hy create angles totdat hy voel hy's nou in 'n favorable angle om te attack en jy's nie op ene nie. Wat flippin cerebral is. Baie mense sien net, hy gooi mooi 'n jab. Maar wat hulle nie besef nie is hy weet wanneer om die jab te gooi en wanneer is hy in die beste plek en wanneer is die ander ou off balance, so bla bla bla. Dis baie technical. Nou Whittaker het rondbeweeg en toe Askerov skop. Toe sy compromise, toe gooi Whittaker die jab en hy kom oor. Dit was soos 'n right cross geweest, maar dit was 'n weird een. Hy was amper so looping. Dit het so overhand. Ja, dit het amper vir my gevoel soos 'n skorpioen se angel wat so skuins. Hy het hom so skuins afgesteek hier teen die kant van die kop en Jessie toe wobble hy man sy rug doen hy daai dansie wat jy wil lekker musiek bysit dan. Wamba. Yes. En dis Robert op hom. Ja, maar dit lyk sy bolyf en sy onderlyf is twee verskillende mense se lywe soos wat dit rond beweeg. En toe Whittaker op hom en hy pizza 'n paar hou of wat en toe weer eens toe Askerov hier moet die cage langs hier voor hom beweeg. Toe sien hy die opening, toe pizza hom met so 'n liggiese 'n jabbietjie en toe kom die uppercut van onder af. Wow, in sy kasse in. Hy het hom obviously so 'n klein bietjie geground and pound, maar dit was net icing op die cake gewees. Toe was dit nag gewees.
Wat vir my interessant is dis dieselfde punch waarmee Khamzat Chimaev vir Askarov uitgeslaan het met 'n flippin uppercut. So daai man het kry seker nagmerries van vanaand af oor uppercuts wat hy nie kan. Hy seker so bang vir ons kat. Ja, vir hierdie uppercut. Die man se naam is, die kat se naam is uppercut, hol hy. Ja, dan as hy hierdie kat sien, nou hol hy weg. So my suspicion is nou vir my meer gesolidify. Laasweek het ek gesê ek weet nie of die ou 'n bietjie chinny is of nie. Ek dink hy is 'n bietjie chinny. En my laaste observation, ek kan ons my hierdie episode quotskol is ek weet nie of jy agtergekom het Whittaker se mentality is 'n bietjie anderste. As jy hoor en sy praat meer die Reaper. Ja, as Bobby Knuckles. ja, ja, ek weet ek nou nie. Die Reaper klink vir my so Meer vicious. Ja. O ja, jy's reg. Baie meer vicious. As jy hom gesien het in sy walkout voor die fight, na die fight, alles. Hy het soos hy lyk ernstig, hy lyk amper soos die bloody villain in die verhaal. Hy het gelyk soos die bad guy. Ja. En daai wat hy sy bors so klap in toe hy klaar geknock-out het, toe slat hy sommer die draad uit. Verstaan jy, hy het nie gelag en gehol en geselebrate nie. Hy skof. hy was soos aggressief geweest en hy lyk woes. Hy lyk gevaarlik. En die way hoe hy praat in die interviews. Kyk, hy's 'n super nice guy, hy's super respectful, hy's baie eerlik. Ek haal my hoed af vir daai man any time of the day. Maar jy kan tot hoor in sy praat dat hy sê I am the most feared. I am the most avoided middleweight fighter in the middleweight division. I'm the most dangerous, not this new guy. Soos dit is asof iewers iets in sy kop mentally geklik het en gesê het I'm the hunter. Hulle is die prey, nie andersom. Ek is nie die fighter en almal kom jag my vir my title of my position nie. I'm the boogeyman. I'm the bad guy, of nie die bad guy nie. I'm the hunter. Wat ook al. So ek hou daarvan. Ek dink dit sal hom goed help in die toekoms met sy fights wat nog vorentoe kom. Ja. En dis dit. Kan nog 'n title run kry. Ek dink hy verdien dit. Hulle het mos nou gesê Dricus Du Plessis, Israel Adesanya, hulle fight mos iewers in Augustus in Perth. By 305 as ek nie mis het nie. Okay, ek kan nie eens onthou watter een, maar dit maak sin. En toe vra hulle vir Whittaker of hy sal 'n backup wees, toe sê hy ja, hy sal. So moenie verbaas wees as een van daai twee ouens dalk uitpoel met 'n besering en Whittaker kom in en hy raak dalk champion nie. Want I fancy odds against both those guys. Hy lyk vir my gevaarlik so. Yes. Okay, dis dit. Episode 1 done. Bly ingeskakel vir die volgende een. Ons is nou weer terug. Nommer 2.